Hoe gaan het met al die mense? Nee, wat met my gaan het goed dan? Hoor? Nee, ek het nie verwag om te praat vandag nie. Maar ek wil so 'n bietjie aanvoer by wat Bertie sê. Want alles gebeur op die regte tyd. En so 'n tydjie gelede, ek het hierdie ding wat ek doen TikTok lives. So ek sê hoe ek in radio ingekom het, ek gaan nou nie, daai is nie deel van, daai is nie vandag se getuienis nie, daai is 'n ander. Né? En daar moet baie wees vir jou om hierdie werk te kan doen. Jy kan nie net een slag getuig en sê dit is genoeg nie. Dit is nooit genoeg. Net soos dankbaarheid ook nooit moet ophou. Net soos liefde ook nooit moet ophou. Die dinge waaroor ek praat die laaste tyd, ons doen die 40 dae toer en so 40 dae saam met God is my gedeelte van die 40 dae toer en gesprek met God is Rian se gedeelte van die 40 dae toer. Nou 40 dae saam met God doen ek al vir 2 jaar en so wat dit is, net om vir jou vinnig te verduidelik, is jy spandeer 40 dae saam met God. Dis baie eenvoudig. Behalwe dat jy gee vir 40 dae iets op. Iets wat vir jou belangrik is. Iets simpel. Weet van mense wat getuienis lewer oor iets so simpel soos suiker wat hulle nie uit hulle koffie gooi in die oggend vir 40 dae. Hoe moeilik dit kan wees om jouself ongemaklik te sit en in 'n posisie te sit om te sê hierdie doen ek nie vir my nie, ek doen dit vir God. En die idee is dat jy doen hierdie 40 dae saam met God sodat hy nie vir jou gee wat jy wil hê nie, maar wat jy nodig het. En hierdie is nou die 3de spreekgeleentheid. Ek het nie verwag om te praat vandag nie. Ek het nie eers my eie branding aan vandag nie. Ek het nogal ewe laas naweek, ek het laas naweek het ek by hierdie kerkkamp gepraat en hulle sê vir my nee, jy moet 'n hempie koop en ek sê ek sal 'n hempie koop, maar ek gaan dit nie dra nie, ek het my eie brand. En wel, ek dra nou vandag per ongeluk hierdie hemp. Nie per ongeluk nie, alles gebeur seker maar met 'n rede. Maar toe ek vir Bertie ontmoet, ek doen hierdie TikTok lives en iemand kom aan my live en hulle sê jy moet met Bertie praat, hy werk met perde en goed, en ek sê, ja, dis interessant. Papa, Okay. Alright, goed. En so in my radioprogram, ek het die hartshow wat hulle dit noem. En op Maandag het ek 'n insetsel in my program met die naam Hoofstuk van Hoop. En vir my persoonlik dra dit ook baie betekenis. Maar die Vrydag voor die Maandag, toe moet ek nou met Bertie gesels oor waaroor gaan ons nou vir 'n uur lank gesels op die lig. En ek stuur toe vir hom 'n boodskap en ons begin toe gesels die donderdag en die Vrydagoggend toe ek opstaan en die Here weet alleen hoekom ek dit gesê het nie, maar dit was my woorde spesifiek gewees. Is om een of ander rede skree my childhood trauma vir my vanoggend. Dat ek met hierdie man praat. En die hele dag het verbygegaan en hierdie ding worstel hier in my bors. Nou die ding met 40 dae saam met God, en ten minste van my perspektief af. Die fondasie waarop ons verhouding met God moet bou, moet wees op kwesbaarheid. Jy kan dit op niks anders terbou nie, want as jy nie eerlik is met jouself nie, dan kan jy nie verwag dat God moet intree nie. Jy moet eers eerlik wees met jouself. En so, ek kan sien hoe sagge aard 'n mens moet wees om met
hierdie diere te kan werk. Papa. Ek weet niks van perde af nie, maar ek het al 'n paar diere gehad in my lewe. En in my persoonlike lewe is ek altyd baie vriendelik met ander mense se diere. Hulle is altyd baie vriendelik met my, hulle wil altyd by my kom vryf kry en wat ook al. Maar ek wil nooit my eie hê nie en ek gaan vir sê hoekom. Want my pa jy weet, ek sê vir mense, ek kan nie hoor. Ek kan nie vir mense vertel hoe belangrik is kwesbaarheid as ek nie vir hulle kan wys hoe dit lyk. So 'n week en 'n half gelede stuur my pa se ex vir my 'n voice note. Waar jy kan hoor hoe hy besig is om haar te slaan. My pa. Dis wie ek gehad het. En jy weet, en vir 'n kind maak dit nie saak wie hy is nie. So hy wil net 'n pappa hê. Dis al. Maar dis wie my pa is. En dit is hoekom ek nooit my eie diere wil hê nie. En op hierdie stadium in my lewe voel ek wil ook my eie kinders hê. Want wat is ek? Dit oordra. Want dit is wat dit is. Mense verstaan dit nie altyd nie. Geweld is oordraaglik. Monkey see, monkey do. Jy leer jou kinders dit. Dit word nie in jou ingesit. Ek kan jou stories vertel van ek is 'n 16-jarige 4 uur in die oggend bebloed agter op die agterstoep sit met my kop in my hande en die bloed wat uit my gesig uitkap. En dan is daar mense daar buitekant wat dit aan diere. Daai diere het nie gevra om nie te wees nie. Maar Bertie het vir my gesê dat perde kan genees. Ek het dit nog nooit ervaar nie. Maar ek glo hom. Maak vir my sin. Want kan pipi, papa? Ja, kan met papa. jy moet so sagge aard wees om te kan weet wat 'n dier vir jou probeer sê, want hy kan dit nie sê nie. En so jy moet verstaan. En vir jou om te kan verstaan, moet jy jouself in die perd se perdeskoen sit, né? Ja, ek weet nie, maar ek wou sê in sy skoene, maar is mos 'n perdeskoen, né? En so my punt rondom kwesbaarheid is dat die oggend wat ek met Bertie gesels het, of die middag, teen die middagse tyd, want ek is toen al getenderized die res van die dag, en die middag toe ek met Bertie gesels, teen die einde van die gesprek huil ek en hy albei. Want toe besef ek, hoeveel ek nog moet deurwerk, as gevolg van die lewe wat ek gelei, of die lewe wat ek gegee is. Ek het nie gevra daarvoor. Maar ernstig kom 'n ou in jou lewe waar jy self moet besluit. Ek kan bly sê dis ander mense se skuld, of ek kan verantwoordelikheid aanvaar daarvoor. En snaaks genoeg, is nou die derde geleentheid wat ek die 40 dae toer, dat ek 40 dae saam met God aanbied. En het nog nie een keer dieselfde gewees nie. En ek sal nie vergeet nie, die 6de, is het April, né? Ja, die 6de April was die eerste ene gewees. En my meisie het vir my gesê, ek kan sien hoe nie een dieselfde gaan wees nie. So maar, ek is nie so seker daaroor nie, want ek probeer regtig al my gedagtes agter mekaar kry. Maar dit is nie die geval nie.
Ek het 'n vermoede gehad ek gaan met iemand moet praat vandag, maar hy het nie vir my gesê. So en die hele idee agter die 40 dae toer is gebaseer op 2 Petrus 1 vers 10. En dit sê, therefore brothers and sisters, we must do all these things. So ek massacre dat ek is nie 'n predikant nie, ek is 'n motivational speaker, ek sê maar net. Dis hoekom jy al hierdie goedes moet doen. En as jy hierdie goedes doen in jou roeping en in jou verkiesing staan, Ek sê dit is dan niks. sal jy nooit weer val. Dit is niks Dinan. Maar ek het amper geval toe ek op hierdie sand loop, want ek is nie gewoond aan dit nie, maar Bertie, ek dink Oupa, wat jy doen is amazing. En die samesyn hier vanoggend, ek kon sommer hier aankom, kon ek die gees voel. Daar's 'n rustigheid rondom hierdie plek. Daar's weet nie, 'n rustigheid rondom die mense wat hier sit vanoggend. Dit is ongelooflik. En ek het regtig nooit in my lewe gedink dat ek gaan in 'n wat noem jy hierdie? point, point. 'n roundpin. In 'n roundpin met mense staan en praat. Ek wil begin rondgalop. Dis hoe ek nou voel, dis hoe bly ek is. Want wat jy doen is beautiful. Wat jy doen is beautiful en dit moet almal se harte laat galop. En ek hoop dat die volgende een binnekort sal wees. Want laat ek vir jou 'n ding sê, my vriend. Alhoewel ons nie dominees is nie, alhoewel ons nie predikante is nie, beteken dit nie dat jy word nie geroep nie, en dit beteken nie dat jy nie 'n bediening nie. En hierdie is 'n bediening wat ek in my lewe nog nooit gesien het. Nog nooit. Ek het jou gesê daar's nie En 14 hierdie. nie. Ek het jou gesê. Amen. Dankie vir die geleentheid om met julle te kom praat. Jy En met julle? kan blad vol.